Zo. Ja, zo. Die zo. Zo, eigenlijk van zijn iPhone. Kom niet van je haarkleur. Van je haarkleur, kom maar. Geef me mijn schoenen dan. Hey, je ziet dat echt op de rand. Je ziet dat een keer langer. Ik ben net zoals in orde. Nog eens jouw voeten vallen. Mijn voet was een beetje. Nou, dat is niet lang. Dat moet ik zeggen. Ze komt de bos goed vragen. Hij was niet meer van zo. Ik doe het al. Die heeft toch wel. Fucking hard, zo. Ja, ik zie het. Oh, dat is handsome man. Oh, wow. Als beschap alsjeblieft. Ja. Die ding met pak. Ik hoor. Dat gaan we lekker aan. Ja, ik heb het nog niet. Ja, doe nog. Van waar kan het? Ja, maar het Ik sta niet. is de eerste keer dat ik getrouwd ben. Ja, nee. Chris, jij moest gebeten. Maar Waar voor jou? wat van Jochie? Is nou. Ja, maar hij is speciaal. Mijn voor nou. Hij is Erasmus, hij telt niet. Zeker. Blijf maar. Hij is bang als een schrijver aan het stopzetten. Soms zit die ringen. Kom je even verstaan op. Dit is eigenlijk. Wacht het ons een beetje opschrijven, maar dat niet bij plekje gaat. Ja. Sven, ja, nog sluit je vreemd. En dat kun je nog gaan zetten en dan staan we ons wel. Je kan niet zeggen. Hij is al moe. Het lijkt voor een lemon. Nou, niet wel 25. Binnen wordt jelly. Ja, ik daar even bij daar. Kom je misschien zo van bijen. Ik zeg zo dat het goed is. Staan dan. Tracker, hoor. Ja, wat af en toe kom ik op de tracker. Dat is wel brandweer krijgen dat we die eigenlijk zijn. Het ompad, wat groter is, en trekken pas. Kan maar wat af en toe komen op de tracker. Vooral voor. Misschien is deze uitvinden. Zeer goed ben ik op. Dus wat ik nu kan doen. Dat moet je toch juist kunnen. Kom maar. Kom maar. Don't try. Dan krijg je van die Argentina.
Vandag hier by mekaar om in teenwoordigheid van die Here om 'n huwelik te bevestig tussen Tian Abrams en Lynn-Marie van Jaarsveld. Kom ons sit. Ek gaan probeer om so vinnig as moontlik te maak dat ons nie gaan nat reën nie. So kom ons hou dit by 'n heilige huwelik want dis waaroor dit gaan, is 'n instelling deur God. Die huwelik is 'n instelling deur God. Hy het dit self ingestel. Christus en geheilig tot 'n lewenslange verbond. Ek wil net vir julle sê, ons hulp is nie in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Here onse God, ons dank U dat U die skepper van liefde is en dat U vandag twee lewens saamvoeg in 'n heilige verbond. Ons bid dat hierdie huwelik tot eer van U naam sal wees, tot seën van mekaar en tot getuienis vir die wêreld. Lei hierdie diens deur die Heilige Gees in Jesus se naam. Amen. Dis nie net 'n mooi dag vandag nie. Dis nie net 'n blote viering van liefde nie. Of 'n besluit deur gevoelens gedryf nie. Dis 'n heilige oomblik. Want hier word iets gestig wat God self ingestel het. Die huwelik. Die huwelik het nie in 'n hofsaal begin nie. Dit is nie net kultuur in 'n kerk nie, maar deur God ingestel. Dit kom uit sy hart uit. Genesis het die Here gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n helper maak. Dis te mooi wat hy het God gesê. Dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n helper maak. Nie 'n slaaf nie, nie 'n onderdaan nie, 'n helper. Hier sien ons iets baie belangrik. God skep nie net die mens nie, hy gee vir die mens 'n verbond, 'n helper en 'n maat. Daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een wees in Genesis 2 vers 24. Let op, verlaat. Daar is 'n nuwe prioriteit. Sy is jou nuwe prioriteit. Aankleef is nie net 'n verbintenis nie, dis of 'n tydelike ooreenkoms nie, dis 'n verbintenis. Julle twee gaan mekaar verbind aan mekaar en julle gaan een wees. Een vlees, diepe, heilige eenheid. Die huwelik is nie net bloot 'n kontrak nie, dis 'n verbond. 'n Verbond wat voor God gesluit word. Jesus bevestig daai selfde verbond. Hy sê wat God aan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Matteus 19 vers 6, Jesus neem ons terug na Genesis en sê die huwelik is steeds God se werk. In die wêreld waar huwelike maklik verbreek word, beloftes lig opgeneem word, selfbelang bo opoffering staan, verklaar Jesus, God is steeds betrokke by die huwelik. Die huwelik sonder God is soos 'n huis, mooi van buite, modern en indrukwekkend, maar sonder 'n fondament. Wanneer storms kom, soos finansiële druk, siektes, misverstande, versoekings, dan begin daar die huis skuif van sy fondasie af. God is die rots wat daai huwelik sterk maak. Ek wil julle tweeetjies maar dit mooi onthou. Elke een wat my woorde hoor en dit doen is soos 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Matteus 7 vers 24. God is nie net 'n toevoeging tot die huwelik nie, hy is die fondament. God is nie net 'n derde wiel daar nie, hy is die fondament waarop die huwelik gebou word. As jy kyk na 'n argitek, geen argitek gaan 'n huis bou sonder 'n fondasie. Hy maak seker die fondasie is reg. Dis jou huwelik. Jou huweliksfondasie moet reg wees. Dis God. Net so is liefde belangrik, kommunikasie is noodsaaklik, vertroue is onmisbaar, maar sonder God sal alles uiteindelik kraak. As ons kyk daar in Prediker 4 vers 12, daar staan geskryf, 'n drievoudige koord word nie gou verbreek nie. Hierdie huwelik is nie net 'n man plus 'n vrou nie, maar 'n man plus 'n vrou plus God. Dis 'n drievoudige koord. Wanneer God in die middel staan, word vergifnis moontlik. Word selfopoffering 'n keuse, word liefde 'n daad,
en nie net 'n gevoel nie. Die Nuwe Testament se roeping van 'n huwelik, wees aan mekaar onderdanig in die vrees van God, Efesiërs 5 vers 21. Wees aan mekaar onderdanig, opleer. 'n God-erende huwelik dien mekaar en eer mekaar, weerspieël Christus se liefde vir die kerk, sy bruid. Dit is 'n lewende getuienis in die wêreld vol gebroke verhoudings. Mens moet Jesus eerste stel. Maak nie saak wat jy doen. En ek wil hierso baie kort boodskap vir julle gegee. Dis 'n kort boodskap. Dis 'n heilige belofte. Vandag sê julle nie net ek kies jou, julle sê ons kies God as die rots waarop ons bou. Mag hierdie huwelik nie net mooi wees nie, maar standvastig, nie net vreugdevol nie, maar getrou. Die Here is my rots en my vesting, Psalm 18 vers 2. Gaan onderstreep dit in julle Bybels. Die Here is my rots en my vesting. Bou julle huwelik op hom en wanneer die storms kom, sal hierdie huis bly staan. En dan kom ons by daardie belangrike gedeelte wat julle voorgewag het. So as jy nou wil hardloop, daar is die pad. Die huweliksformulier. Huwelik is deur God ingestel, sodat man en vrou in liefde en trou mekaar kan bystaan en vertroos. God het die huwelik gegee tot wederkerige hulp, tot heilige eenheid, tot orde en stabiliteit in die samelewing. En tot eer van sy naam. Die huwelik is 'n verbond van voor God en nie net 'n ooreenkoms nie. Dis 'n kort samevatting wat ek reeds gesê het. Nou gaan ek julle twee vra. Tiaan en Lynn-Marie, nou dat u weet dat God die huwelik ingestel het en wat hy u daarin beveel, getuig u hier voor God, almal wat teenwoordig is, dat u opregte voorneme is om so in hierdie heilige staat te lewe en begeer u dat u huwelik nou gesluit en bevestig sal word. Wat is jou antwoord? Ja, wat is jou antwoord? Verklaar u Tiaan dat sover u weet, daar geen wettige verhindering is teen die voorgenome huwelik met Lynn-Marie hier teenwoordig nie en dat almal hier teenwoordig roep om getuie te wees dat u Lynn-Marie tot u wettige vrou neem. Verklaar u Lynn-Marie dat sover u weet daar geen wettige verhindering is teen 'n voorgenome huwelik met Tiaan hier teenwoordig nie en dat u almal hier teenwoordig roep om getuie te wees dat u Tiaan tot 'n wettige man neem. Ja. Tiaan, erken jy dat God hierdie huwelik ingestel het en beloof jy om Lynn-Marie lief te hê, te eer, te beskerm en getrou te wees in voorspoed en in teëspoed solank julle lewe? Ja. Lynn-Marie, erken jy dat God hierdie huwelik ingestel het en beloof jy om Tiaan lief te hê, te eer, te respekteer en getrou te wees in voorspoed en teëspoed solank julle albei lewe? Ja. Draai na mekaar. Nou gaan die man sy geloftes aflê. Ek Tiaan, jy gaan agter my aanpraat. Ek Tiaan, neem jou Lynn-Marie as my wettige vrou. Ek beloof om jou lief te hê, om jou te eer. Ja. En te respekteer en jou getrou te wees voor God en hierdie getuienis van vandag af tot die dood ons skei. Lynn-Marie, ek Lynn-Marie, neem jou Tiaan as my wettige man. Ek beloof om jou lief te hê, jou te eer, jou te respekteer en jou getrou te wees voor God en hierdie getuienis van vandag af tot die dood ons skei. Die dingetjies van die ringe, wat die ringe betref, hulle het geen einde nie. Hulle gaan al in die ronde. Elkeen plans nou, ek wil hê julle met die ringe oorhandig, waar is die ringetjie? Jy sê agter my aan, as
sien dit plaas. Met hierdie ring bevestig ek my liefde aan, my trou, in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. Laat ons op die begin met die teenwoordig regtens getroud is, aan die Vader Vader van alle barmhartigheid, dat deur die sy genade tot hierdie huwelik Amen. Here, ek staan voor aan julle, Here mevrou,